Daar is hy, ons broers en susters. Dankie, is my voorreg om vanoggend die woord te bedien. Is dit ek wat so maak? Wie is dit? Ja, dis is ek dink dis hierdie ouetjie. Hy. Broers en susters, inderdaad soos Arlene gesê, dis Palm Sondag vanoggend, so dis eintlik 'n groot feestelike oggend, nie net vandag nie, maar ook in daardie tyd, in Jesus se tyd. Maar, Paasfees en Palm Sondag het sy oorsprong al in die Psalms, en nog voor dit. Ek lees vir Psalm 118, hoor net hierso. Die Here doen kragtige dade. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Israel moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die huis van Aaron moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien, moet getuig. Aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan hoor, prys hom, sing Hosanna, aan die een wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees. Wuif met takke. Gaan tot by die horings van die altaar. Want U is my God, ek wil U loof. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Broers en susters, met hierdie woorde, aan sy liefde is daar geen einde nie. Groet ek U vanoggend in die naam van die Here, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou vandag gaan ek dinge 'n bietjie andersom doen, julle sal nou verstaan hoekom. Ek gaan eers begin met ons skriflesing vir die dag. So, kom ons lees saam uit ons skrifgedeelte vir vandag, Johannes 12, as jy vir my kan blaai na Johannes 12 toe. Nou net voordat ons lees, soos ek gesê, dis Palm Sondag, dis die begin van Heilige Week, soos hulle dit noem. Nou ons gereformeerdes maak nie 'n groot lawaai eintlik met Paasfees nie. Die Katolieke is baie beter daarmee, want hulle het vir elke dag van hierdie week wat voorlê 'n spesiale dag. Hulle gee hom 'n spesiale naam en dit bou dan op tot Opstanding Sondag. En dan elke dag van die week het hulle 'n verskillende rituele, het elke dag 'n mis. Hulle doen eintlik baie meer moeite met Heilige Week as ons. Maar ook nodig om te onthou dat Paasweek was Jesus se laaste week op aarde. Dit was die afsluiting van sy tyd op aarde. En toe Jesus hier op Palm Sondag Jerusalem inry, toe betree hy vyandige area. Die van julle wat nog kan onthou dat ons op 'n stadium in 'n oorlog was, dit is so goed, hy loop in Angola in. Hulle wag vir hom, sy vyand wag vir hom. Die priesterhoofde en die fariseërs het reeds voor hierdie gedeelte al besluit, hulle gaan hom doodmaak. Hulle wil nie verder met hom te doen hê nie. En hy betree hierdie laaste week intentioneel. Wat beteken dit? Dit beteken hy weet presies wat wag op hom. Hy het al 3 keer sy dood voorspel teen die tyd wat hy hierin beweeg. Maar hy kies om sy dood tegemoet te gaan. Nou, dit is die eerste tema vir vanoggend. Die volgende tema is, u sal onthou as jy die vorige 2 Sondae in die kerk was, ons is besig met 'n reeks oor stil. Nou 2 Sondae terug het Reino vir ons gesê, dat wanneer ons stil op pad is na Paasfees, is dit belangrik dat ek en jy na 'n stil plek toe gaan in hierdie Paasfees. Daar waar ek en jy kan stil word en 'n ontmoeting met God kan hê. Henk het laas Sondag met ons gepraat. Hy het vir ons 'n spieël opgehou en gesê, wees stil met jouself. En baie keer as ek en jy in die spieël kyk, dan weet ons dat ons eintlik van die Here moet vra om ons te vergewe en vir ons 'n rein en 'n skoon hart te gee.
Want as ons in die spieël kyk, sien ons die sondige self. Vanoggend is my tema, stil tussen ons vyande. Ons gaan vanoggend oor ons vyande praat en hoe om stil te word oor hulle. Nou goed, kom ons lees van Johannes 12 af, vers 9. Ek wil net noem, julle sal sien in vers 11, in Johannes 11, daar's die hele gedeelte sê dit sommer baie duidelik. Die Joodse raad het besluit om Jesus dood te maak. Hoekom? Want hy het net voor dit vir Lazarus uit die dood opgewek. En nou is almal gaande oor Jesus. En hulle het begin jaloers raak. En dan gaan Jesus na Betanië toe. Hy word daar gesalf met nardesolie deur 'n vriendin van hom met die naam Maria. En dan baklei Judas met hom en sê, nee man, hoekom mors julle hierdie dierolie op Jesus? Dan sê Jesus, die armes het julle nog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Bedoelende, dis nou die derde keer wat hy sy dood gaan voorspel. En hier kom ons nou uiteindelik by die gedeelte waar Jesus in Jerusalem inry. Ek lees vanaf vers 9. Johannes 12 vers 9. Baie van die Jode het verneem dat Jesus daar is, net daarheen gekom, nie ter wille van Jesus nie, maar ook om vir Lazarus te sien, wat hy uit die dood uit opgewek het. Die priesterhoofde het toe besluit om ook vir Lazarus dood te maak, omdat baie van die Jode deur hom na Jesus toe oorgeloop het en in hom geglo het. Nou is dit die intog in Jerusalem. Die volgende dag het die groot menigte wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat, hom tegemoet gegaan en uitgeroep, prys hom. Nou, die regte woord vir prys hom is Hosanna. In ander vertalings sal jy sê, hulle het gesing, Hosanna, Hosanna, loof hom wat in die naam van die Here kom. En wanneer hulle dit sing hulle Psalm 118, dit wat ek nou vir u gelees het. Hulle ken die lied, dis wanneer die koning kom, dan sing hulle Hosanna, Hosanna, en hulle gooi palmtakke op die pad. Maar hulle sing daarmee saam, die koning van Israel. Ja, so dis 'n koninklike lied wat hulle hier sing, want hulle verwag 'n politieke bevryder, 'n koning, wat hulle gaan kom red van die Romeine. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het. Soos daar geskrywe staan, moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. En hier vervul Jesus nog 'n Ou Testament teks, Sagaria 9 vers 9, kan jy gaan sien, dit is al voorspel, dat Israel se koning sou kom, en hy sou op 'n donkie ry. Nou ja, hier gebeur dit nou, en eintlik is daar nou 'n groot fees in Jerusalem. Almal is gaande oor hierdie intog van Jesus. Kom ek en jy, sit ons stemme by hierdie skare, en ons gaan nou staan en twee liedere sing. Die een is Hosanna, Hosanna, in die hoogste hemele, die lied wat hulle gesing het daardie dag. En direk daarna gaan ons sing Arise Halleluja. Hoekom? Want die lied sê vir ons hoe ons vyande moet hanteer. Wanneer ons in die teenwoordigheid van ons vyande is, moet ons 'n lied sing. Dis ons sterkste wapen. So, kom ons staan en ons sing die volgende twee liedere. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Die koor gaan nou verder gaan en vir ons hierdie feesvieringe voorsit met 2 feestelike liedere. Die eerste lied wat hulle gaan sing is Exsultate Deo. Nou die lied kan geskoei word, of is geskoei op Psalm 81 vers 2, wat sê, jubel tot eer van God, ons sterkte, juig tot eer van die God van Jakob. En dan die volgende lied wat hulle vir ons gaan sing, is Hold on to the Rock. Nou, Hold on to the Rock is geskoei op Psalm 18 vers 2, en die woorde sê, die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil. En hierdie lied is dan in die styl van 'n spiritual geskryf. Baie dankie, Rikkie. Surrounded by a fortress strong.
Die vyandigheid rondom Jesus word net erger. Die hele stad is in rep en roer, amper soos wanneer die bokke by Oliver Tambo land nadat hulle die wêreldbeker gewen het. Nee, skares langs die pad en almal juig, waai palmtakke, 'n groot gebeurtenis. Kom ons lees nou verder wat het toe gebeur. Ons gaan nou lees vanaf vers 16 af. Jesus ry nou die Jerusalem binne. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie. Maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat dit wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Wat gebeur hier? Johannes kyk nou terug. Onthou, hierdie is lank na Jesus se die tyd van Jesus geskryf, so 70 jaar na Christus. Die skrywer dink nou terug en sê, ons moes dit raak gesien het. Hulle het gesê dis wat hy gaan doen. En sy disippels het eers toe Jesus opgestaan het, verstaan waaroor gaan hierdie groot boei. So daarom sê hy, hulle het eers nadat hy verheerlik is, geweet waarom dit alles met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was, toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het, en hom uit die dood uit opgewek het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê, sien julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. En natuurlik wil hulle dit nie gehad het nie, want hulle verloor nou al die aandag en die gewildheid. Nou Jesus het nie gevlei gevoel toe hierdie skare hom so ophemel nie. Want hy het geweet hierdie selfde skare gaan oor 5 dae hulle dingetjie verander na kruisig hom. Jesus se spanning en sy angs bou op. Dit bou so op, ons weet hy sou later daardie week, die donderdag aand, in Getsemane gaan bid, waar hy vir die Vader vra, asseblief laat hierdie beker by my verbygaan, want die angs het te groot geword. Ons weet dat hy dieselfde nag van angs sou bloed sweet. In sy diepste binneste sou hy sekerlik om God geroep het. En sê, Vader, staan my by in hierdie moeilike tyd, want ek weet nie of ek dit alleen kan doen nie. En die koor gaan vir ons 2 liedere sing, wat ons bietjie meer gaan verstaan van daardie angs en hulpeloosheid van wanneer ons God nodig het in ons lewe. Hulle sing eers vir ons die lied In Paradisum. Nou dit gaan daaroor, die Latynse teks in hierdie lied herinner ons dat ons nie bang hoef te wees nie, want deur Christus se koms is ons verseker van 'n ewige lewe wat in die paradys wag. En dan die lied net daarna gaan wees, Lord, I stretch my hands to you, saam met die trekklavier en klavier. Dit sê gewoon, Lord, I stretch my hands to you, no other help I know. If you should leave me alone, where then shall I go? Dankie.
Baie dankie julle. Soos ek gesê het, die Paastyd, die Paasfees, was Jesus se laaste 5 dae op aarde gewees. Dis waar hy sy aardse bediening afgesluit het. Nou nie net was dit sommer, sal ons sê, 'n toevallige gebeurtenis nie. Met Jesus se intog in Jerusalem het hy 3 Ou Testament tekste tot vervulling gebring. 3 keer in die Ou Testament is dit al voorspel dat hy dit sou doen. Ons het dit gelees in Psalm 118 vers 25 en 26. Hulle sing, hy doen dit presies so wat Sefanja 9 vers 9 gesê het, die koning van Israel dit gaan doen. En dan vervul hy ook Jesaja 8 en Jesaja 53 met hierdie intog van hom in Jerusalem. Belangrik in hierdie gedeelte, in hierdie Paasweek, wat ons hier in die Bybel lees, het Jesus 3 groepe vyande oorwin. En vir ons 'n voorbeeld kom stel van hoe ons met ons vyande moet maak. Wel in die eerste plek, die eerste groot vyand is die vyandige wêreld met vyandige mense. Ons het gesien die skare is nou nog skreeu hulle haleluja, maar hulle gaan later daai week skreeu kruisig hom, kruisig hom. Hulle gaan hom laat doodmaak. Ons sien dat voor hierdie gedeelte het die Fariseërs en die priesterhoofde reeds besluit dat hulle vir Jesus gaan doodmaak. Hulle wag net vir die regte oomblik. So die eerste vyand wat Jesus hier moes oorwin, is die vyandige wêreld en die vyandige mense rondom hom. Die tweede vyand wat hy hierso in die oë moes staar en oorwin, is die vyand van die menslike vlees. U moet verstaan, hy was volledig mens en God. Hy het al die angs ervaar wat ek en jy sou ervaar het in sulke omstandighede. Hy het al die pyn ervaar van sy marteling en om aan die kruis vasgespijker te word. Hy het die menslike vlees oorwin. En dan die derde groot vyand, Satan. Wat doen hy? Hy oorwin die dood. En wanneer jy die dood oorwin, oorwin jy Satan. Want Satan se ewige straf, of Satan het gemaak dat ek en jy, en al die mense tot en met daardie tyd, die ewige dood sou beerwe. Sonde het gelei tot ewige dood. Hier kom Jesus, hy breek die mag van die sonde, en hy oorwin vir Satan dan 'n finale keer. Maar weet julle, Jesus het nie net hier opgedaag nie. Hy het hom voorberei vir hierdie gebeure. Want weet jy, 3 jaar terug, ons kry net die tydlyn reg, Jesus is gebore, ons het dit gevier met Kersfees. Nou gaan daar 'n lang tyd verby, 30 jaar, wat ons baie min van Jesus lees. En dan word Jesus 30 jaar oud, en dan kondig Johannes die Doper aan, hier is die Messias, en hy doop vir hom. En dan, vandat Jesus 30 is, totdat hy 33 is, het hy geleer, hy het wonderwerke gedoen, hy het al die goed gedoen wat ons in die Nuwe Testament en die evangelies van lees, in daai 3 jaar. Maar, net voor hy begin het met daai 3 jaar, net nadat Johannes die Doper hom gedoop het, is hy in die woestyn in vir 40 dae en 40 nagte. Nog voordat hy 'n woord gesê het, nog voordat hy 'n wonderwerk gedoen het, het hy 40 dae en nagte in stilte gaan deurbring in die woestyn. Hoor mooi, in stilte. Daar was nie 'n mens by hom nie. Hy was sonder kos. Hy kon nie slaap nie, want hy het nie beskutting gehad nie. Hy het koud gekry in die aande. Maar daardie woestyn, daardie stilte, het hom voorberei vir die laaste week van sy lewe. Toe kom Satan nou daar in die woestyn. Jy kan dit gaan lees tussen al die evangelies. Natuurlik, aan die einde van daai 40 dae, en hy kom versoek vir Jesus, en hy sê vir hom, ek kan sien jy is honger, baie honger, vir 40 dae nie geëet nie, nee. As jy al hierdie klippe in brode verander, nee, dan, of jy sê, jy is God, maar dan kan jy mos al hierdie klippe in brode verander. En Jesus sê vir hom, gaan weg, die mens sal nie van brood alleen leef nie. En dan neem die Satan hom op die dak van die tempel en sê vir hom, man, spring af, jy is mos seun van God.
Die engele gaan jou vang voor jy die grond tref. En dan sê Jesus vir hom, gaan weg. Jy mag nie die Here op proef stel nie. En dan neem Satan hom na 'n hoë berg toe, en hy wys vir hom al die stede, die lande van die hele wêreld, en hy sê vir hom, as jy my aanbid, gee ek jou om te heers oor al hierdie koninkryke. En Jesus sê vir hom, wyk Satan, gaan weg van my. Want daar staan geskrywe, jy mag net die Here jou God aanbid. So wat doen Jesus in hierdie 40 dae in die woestyn? Hy oorwin 3 vyande. In die eerste plek, hy oorwin sy vyandige wêreld, want hy onttrek hom. Hy gaan na 'n stil plek toe, waar die gelawaai van mense weg is. Want dit is waar hy God gaan ontmoet. Hy oorwin sy menslike vlees alreeds hierso, want hy kom 40 dae en 40 nagte sonder kos deurbring. En hy oorwin daardie menslikheid van hom. Hy oorwin Satan hier deur hom 3 keer, maar 3 keer tereg te wys as Satan hom verwoes, versoek. So wat het Jesus hier geleer? Hy het hier tyd met God spandeer, en God het hom in die woestyn voorberei, om baie jare later, 3 jaar later, in sy laaste week, weer 3 groot vyande finaal te gaan verslaan. Weet jy, my en jou vyande is ook in 3 groepe, broers en susters. My vyande is net soos Jesus in die vyandige wêreld, die vyandige mense rondom ons. En weet jy, baie keer is ons vyande maar mense wat in regerings is, politici, mense wat misdaad pleeg, mense wat oorlog maak. Jy het vyande waarskynlik by die werkplek. Daar's sisteme wat vyandig gesind is teenoor sommige mense waarvan ek en jy dalk een is. Daar's sekere filosofieë of denkpatrone of raamwerke wat mense het, wat eintlik vyandig is teenoor ons en teenoor ander mense. Die media kan ons vyand wees, ons grootste vyand. Tegnologie kan ons vyand wees. Ja, hoop nie dis in jou geval waar nie, maar familielede kan ook vyande wees. Ons tweede groep vyande is eintlik maar net een, en dit is ek self, en jyself. Ons is onsself se grootste vyand met tye. Die demone binne ons, Dis daai goed wat ons noem gierigheid, hardkoppigheid, daardie gestolde woede in jou, wat jy nie uit jou uit kan kry nie. Daai angs wat jy het oor goed wat met jou gaan gebeur, wat waarskynlik nooit gaan gebeur nie. Daai lae selfbeeld, daai goed wat hulle van kleintyd af jou gesê het, wat maak dat jy jou eie vyand is. Jou verslawings, jou denkpatrone wat destruktief is, slegte gewoontes, die Engelse praat van insecurities, dit waaroor jy skaam is, dit waaroor jy voel jy is nie goed genoeg nie, onvergewingsgesindheid. Broers en susters, ek en jy is ons grootste vyand, die vyand binne ons. Ek en jy het ook 'n derde groep, die man met die naam Satan. Nou baie keer is hy fisies in ons teenwoordigheid en konfronteer hy ons fisies. Maar meeste van die tyd vermom hy homself. Hy vermom hom in 'n ander persoon wat jou in versoeking stel. Hy vermom hom soos 'n situasie, of hy skep 'n situasie waarin hy jou doelbewus van die Christelike lewenspad wil afbring. Hy stuur mense oor jou pad wat jou geloof wil laat verloor. Hy is nie noodwendig 'n persoon besig met jou nie. Hy gebruik ander mense. En daarom is Satan ons derde vyand wat ek en jy moet in die oë kyk. Soos ek gesê het, Jesus het in sy laaste week al sy vyande, al 3 sy groep vyande oorwin, deurdat hy op die ou end die mag van die dood gebreek het. Ons tema vanoggend is stil tussen ons vyande. Kom ek en jy leer by Jesus hoe om ons vyande te hanteer. In die eerste plek, wat leer ons? Word stil, gaan na 'n stil plek toe. Maak stil tye in jou dag, sodat jy met God kan praat oor jou vyande. Laat toe dat God se stem met jou praat oor jou vyande. Die tweede ding wat ek en jy moet doen,
is ek en jy moet besluit hoe ons vyande in die oog gaan kyk. Nou, hoe dit gaan gebeur, het Jesus klaar vir ons gewys. Hy het klaar vir ons gesê, as jy in jou vyand in die oog gaan kyk, en jou vyand gaan hanteer, onthou die volgende, moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Ja, al is jy bang vir die wêreld en jou vyande, moenie aan hulle gelyk word nie, moenie soos hulle word nie. Hy sê, oorwin die kwaad deur die goeie. Dit help nie, jy probeer jou vyand met kwaad hanteer, of dieselfde kwaad wat jou vyand jou hanteer nie. Oorwin jou vyand deur die goeie. Jesus het aan die kruis gehang. Wat het hy gedoen? Hy bid vir sy vyand. Hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek en jy moet onsself in die oë kyk. Henk het vir ons baie mooi verlede week gesê, gaan kyk in die spieël. Kyk jou grootste vyand in die oë, en dis jouself. Erken en herken die vyand in jou en in my. Dis ons vrese, ons begeertes, ons verslawings, selfsugtigheid, daardie wonde wat jou laat bloei, daai inherente bloeding wat jy het van dinge wat met jou gebeur het in jou lewe, ouerhuis wat nie lekker was nie, mense wat slegte goed aan jou gedoen het, kyk dit in die oë en herken daardie vyand in jou. Onthou toe Jesus gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, het hy dit ook vir my en vir jou gebid. Want baie keer weet ek en jy nie wat ons doen nie. En dan moet ek en jy Satan in die oor kyk. Soos ek gesê het, dis dalk iemand, hy wil vermom hom dalk soos iemand wat jou geloof toets. Iemand wat jou vreugde steel. Iemand wat jou in verskoning plaas om die Christelike pad byster te raak. Dis dalk situasies waarin jy inkom. Jy plaas jouself of jy laat toe dat Satan jou in situasies beland, geselskappe, groeperinge, waar hy jou dan van die geloofspad kan aflei. Herken dit. Herken vir Satan in sommige mense, maar ook in situasies en gebeure. Laastens, ek en jy kan net besluit om ons vyande te hanteer, as ons tyd spandeer het by die Here en stil geword het, en gehoor het wat hy sê, want deur die Heilige Gees is die enigste manier wat ek en jy sal weet om ons vyande te hanteer. Nou wanneer die Here jou op 'n manier oortuig het om jou vyande te hanteer, is daar een belangrike toets. En dit is, as jy besluit het om jou vyande te hanteer, vra jouself die vraag, het ek die vrede van die Here hier oor my, wat alle verstand te bowe gaan? Het ek vrede, of het ek kwaad, vergelding, woede? Nee, dis nie hoe Jesus die vyande hanteer het nie. Jy sal die vrede van die Here hê, as jy weet jy neem die regte besluit oor jou vyande. Jesus het ons die voorbeeld gestel. Hoor, wat is die woorde wat Jesus vir ons kom leer het oor ons vyande? Die woord versoening, die woord vergifnis, die woord ferm. Dit beteken dat jy partykeer moet ferm wees met jouself, maar ook met ander mense. Maar altyd in liefde, die woord liefde, en die woord onselfsugtigheid. Die boodskap van Paasfees waarin ons ingaan, herinner ons net aan 3 woorde. Verlossing, vergewing en vrede. Verlossing, vergifnis en vrede. Dis wat Jesus hier kom doen het. Op die ou end is dit die uitdaging vir my en jou vyande ook. Dat ons verlos sal wees van die bose. Dat ons besef ons is vergewe vir ons sonde. Dat ons vyand sal vergewe. En dat ons vrede sal leef op aarde. Want dis wat Jesus gedoen het. Streef na vrede. Kom ons bid saam.
Here, in hierdie Paastyd is ons weer bewus van die verskriklike angs en pyn wat U moes ervaar het vir ons. Here, U het U vyande oorwin. Ons bring vandag ons vyande voor U. Ons begeertes, Here, ons menslikheid, die ander mense, situasies. Here, ons wil vra dat U ons wysheid sal gee en ons oor sal fluister oor hoe om ons vyande te hanteer. En Here, ons wil vra dat U in hierdie Paastyd vir ons opnuut sal stilmaak, na stil plekke toe sal lei, sal stilmaak in onsself, sodat ons U stem kan hoor. En Here, mag ons U vrede, wat alle verstand te bowe gaan, in ons geestelike lewe en in ons harte ervaar. Amen. Die koor gaan vir ons 2 liedere sing. Dit is eintlik al waaroor die hele Paasfees gaan. Vrede. Die eerste lied waaroor hulle gaan sing is Pacem. Dit is 'n Latynse lied. Dit beteken, gee ons vrede. Dit is geskoei op Psalm 18 vers 2. Nee, dit is geskoei op Lukas 2 vers 14. Gee ons vrede, vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. En die tweede lied wat hulle gaan sing, ken julle goed, Janie de Tooy se lied, en die solis Johan Ferreira, julle het hom nou al gehoor, gee ons vrede van Janie de Tooy. As ons voor hom kon staan, sou hy dan doof bly vir ons gebede? Gee ons vrede, Dona Nobis, Pacem, gee ons vrede. Die gitaarspeler is Willie Nel. Willie, ekskuus ek het jou vergeet.
As ek voor hom kon staan, dan sou ek dringend dit wou vra. Heer, laat ons nie maar net begaan nie. Gryp in die verloop, is daar nog hoop. As hy hier sou staan, sou ek wanhoopig hart wou uitskreeu. Waarom word daar na soveel eeue nog steeds gestry, nog steeds gelei? Dona voor hom kon staan, sou hy dan doof bly vir gebede wat smeek sedert die tuin van Eden. Gee ons hoop, gee ons vrede, Dona nobis pacem, pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, pacem, Dona nobis Geliefdes, die koor het vir ons gewys hoe lekker dit om die Here te dien met sang, met hulle talente, hulle gawes en ons tyd ook. Baie, baie dankie dat julle ons kom dien het as 'n geloofsfamilie en dat julle die Here ook so bedien. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit ons oë. Here, terwyl ons die voorreg het om U te kan dien met ons offers, wil ons vir U dankie sê vir dit wat U vir ons in oorvloed gee. Spesifiek op pad na die kruis, Here, is ons so bewus daarvan dat ons genade ontvang het. Dat U vir ons voorsien elke dag in al ons behoeftes. Dat U ons nooit alleen laat nie en dat U 'n lewe saam met U in ewigheid in vir ons gegee het. Here, en daarom wanneer ons offergawes bring, Here, weet ons dat dit is nie naasby genoeg nie, ons kan dit nooit werf nie, ons kan niks daarvoor betaal nie, Here, en dis nie waarom ons offers gee nie, Here. Ons bring dit omdat ons dankbaar is.
Omdat ons nie anders kan nie, Here, want ons wil oorborrel met dit wat U vir ons gegee het. Here, gebruik dit wat ons vanoggend bring. Gebruik dit om die koninkryk uit te bou, die kerk op te bou en hierdie gemeenskap waarin ons is te verander. Sodat almal wat hier is, ons as getuies kan sien en ook kan U leer ken as 'n Vader. Gebruik dit, Here, net soos wat U nodig het. Amen. Geliefdes, ons gaan ons laaste lied nou sing en ons sing dit soos wat die Israeliete nie geweet het dat Jesus is koning, soos toe hulle hom eintlik op Palm Sondag begin erken het nie. Hulle het dit gedoen en hulle het nie geweet nie, want hulle kon nog steeds hom op daardie stadium kruisig 'n week later. Kom ons prys die Here as koning, want ons weet wat dit beteken. En wanneer ons dan hierdie week in Paasfees ingaan, dat ons hom erken as ons Here, wat vir ons gesterf het. En dit was genoeg. Kom ons staan en ons aanbid die Here as koning. Broers en susters, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die vrede van die Heilige Gees met u wees hierdie hele Paastyd. Amen.